Baie hartlik welkom by Koffie met die Koning. Dit is vir my 'n geweldig groot voorreg om vandag weer met jou te praat en dit al die pad vanuit België, waar dit lekker warm is. Ek dink julle in Suid-Afrika kry nou koud op die stadium, maar hier by ons is dit lekker warm, terwyl daar ook storms is, en dit laat my so baie dink aan die storms van ons eie lewens. Maar voordat ons oor die storms van ons lewens praat, wil ek graag eers dat ons die koning van alle konings verwelkom by hierdie praatjie. Jesus, ek wil sommer net dankie sê, dat U ons God en ons koning is, dat U ons rots is, dat U ons krag en ons sterkte is, en dat U ons skuilplek is teen die storms van hierdie lewe. Ek dink daar op hierdie stadium, Here, is soveel van U kinders besig om te veg teen hulle storms en nie tot die besef te kan kom dat God wil graag dat ons storms vir hom moet gee, sodat hy met ons storms kan werk. Maar vandag kan ons die storms na Jesus toe bring, en daarom is dit vir my so wonderlik om die gas, bo elke gas te kan verwelkom aan hierdie tafel, en dit is Jesus Christus, ons Heer en ons Meester. Vir julle wat luister vandag na die program, wil ek baie hartlik welkom heet. Ek wil sê, dit is vir my heerlik om met jou te gesels, al sit jy ver van my af. Ek weet jy kyk, ek hoor van julle, en dit is vir my net lekker om terugvoering te kry, en te hoor dat julle dit geniet het om na die program te kyk, en wel iets daaruit kon leer. Dit is vir my belangrik. Ek wil graag vandag praat oor storms, maar ook oor die almagtige God wat ons dien, in ons stormsituasie. En ek dink, die Here se kinders op hierdie stadium van ons lewens, ons gaan maar almal deur storms, so ons wil besig wees met aktuele dinge, en dit is die storm wat jy dalk vandag moet aanpak. Die storm wat jy vandag moet, soos hulle in Engels sê, you need to face your storm. En elkeen van ons moet hierdie storm vandag tegemoet gaan. Wegvlug van die storm kan ons nie, maar ons kan die storm ontkom, as ons Jesus Christus toelaat om in ons storm in te kom. Nou kom ons luister 'n bietjie, ek wil graag vir jou lees uit Psalm 147, uit die Passion Translation Bybel, wat vir my so gemaklik lees, en wat dinge vir my so maklik kan neersit. Luister, ek wil vir jou sê, jy wat kyk, moet jou nie steur aan die ou blommetjie wat so bewe nie, die blommetjie moet bewe, dit wys jou daar trek 'n lekker lig hier by my, so geniet maar ook die blommetjie, maar fokus op Jesus Christus, dit is die belangrikste vir ons. In hierdie pragtige Psalm 147 sê die opskrifie, Our Amazing God. En ek is seker van jy en ek en baie ander van die Here se kinders in watter lande dan ook al kan sê waarlik, God is an amazing God. Hy is absoluut majestueus. Hy is absoluut groot. Hy is onomskryflik groot, want mense het amper nie woorde om te praat oor hoe groot hierdie God is nie. Maar dit is juist wanneer ons in die storms kom, dat ons storm aan hom kan oorhandig en sien hoe dat hy ons storm hanteer en oplig en van ons wegneem, so weet ons dan dat hierdie God werklik 'n amazing God is. So Psalm 147 in die Passion Translation, maar jy kan dit gerus maar in jou Bybel lees, as jy nie 'n Passion Translation het nie, dit maak nie saak nie. Die woord gaan basies dieselfde wees. Ek vind net, dit is 'n Bybel wat vir my baie lekker lees, en ek geniet om uit hierdie Bybel te lees. So kom ek lees vir jou, versie 1 sê, Halleluja, praise the Lord. Nou as God vir ons in die begin sê, Halleluja, praise the Lord, dan beteken dit eintlik dat die Vader vir ons 'n opdrag gee om hom te aanbid. Halleluja beteken worship God, praise God, sing to God. So die eerste opdrag in die eerste versie is, voordat julle met my verder gaan, aanbid my. Aanbid my. Want in die aanbidding van Jesus Christus versag die Vader se hart teenoor ons in ons omstandighede en is hy meer bereid om antwoord te gee
vir dit wat ons van hom verlang. Die dinge waarna ons verlang, die dinge waarmee ons sukkel, weet ons Vader gaan vir ons antwoord gee daarop. En maak dit nie jou hart bly, as jy vandag kan weet, God sal my gebede beantwoord. En heel eerste in hierdie verhaaltjie, kom in hierdie psalm sê, how beautiful it is when we sing our praises to the beautiful God. How beautiful it is when we sing our praises to our beautiful God. Sien, God verlang van my en van jou. Die psalmdigter het verstaan hoe God se hart werk. God verlang van my en van jou, dat ons sal sê dat hy wonderlik is, dat ons hom sal besing, dat ons aan hom die goeie dinge sal vertel, van wat ons van hom dink. Ons kom so maklik na die Vader, en dan kom ons met ons klagtes, ons kom met wat ons nodig het, ons behoeftes, ons kom met ons node na hom toe, en ons roep hom aan en ons vra, ons het die hulp nodig. Maar hy gee vir ons hier 'n opdrag in hierdie psalm, en hy sê, prys eers hierdie wonderlike God. Aanbid hom eerste. Vertel eers hoe baie jy van hom hou, hoe lief jy hom het. Sing 'n bietjie 'n lofsang vir hom. Hoorie, al kom hy lofsangetjie skeef en krom uit, dit maak nie saak aan die Vader nie, want Vader kyk na die hart wat hierdie lied vir hom aanbied. En as ek met 'n opregte hart na die Vader toe kom vandag, en ek besing sy lof en sy eer, dan het ek die vrymoedigheid om na die Vader se troon te gaan en te sê, ag Here, en nou het ek werklik u hulp so dringend nodig. Kom ons luister verder, maar moenie vergeet nie, hy sê, how beautiful it is when we sing our praises to our beautiful God. For praises makes you lovely before him and brings him great delight. So met ander woorde, my aanbidding van die Here Jesus, my lofprysinge van hierdie God, maak sy hart bly, en hy's baie gemaklik om te luister wanneer ek my klagte of my behoefte voor sy voete kom neerlê, om te sê, o Here, nou dat ek u besing het, nou dat ek eers vertel het hoe goed u is, nou het ek ook die vrymoedigheid om u troon te nader, en om my behoeftes by u voete neer te lê, en om te sê, Here, ek het soveel nood vandag in my lewe, en daar's niemand anders wat my verstaan nie, en daar's niemand anders wat my kan help behalwe u nie. Dan sê die Vader, omdat jy so mooi gesing het vir my, en omdat jy my so aanbid het, en omdat jy my so vertel het wat in jou hart is, hoe jy teenoor my voel, daarom is ek bereid om jou gebed te beantwoord. Het jy al bietjie daaroor nagedink? Dink 'n bietjie vir 'n oomblik daaroor na, hoe maklik gaan ons na die troon van ons Vader. Ons stap sommer net in, en dit is oukei met God. Ons stap sommer net in, ons klop nie eers aan die deur nie, ons loop net in en ons begin dadelik met, o Here, u moet vir my dit doen, u moet vir my dat doen, u moet vir my hierin help my kinders, doen iets vir my man, my kinders het nie werk nie, o Here, my kind kom nie deur in die eksamen nie, o Here, my kinders lê op straat, hulle doen verkeerde dinge, Here. Ons kom so maklik met hierdie situasies in ons lewe, wat ons nie self kan oplos nie, maar ons kom soms sonder dat ons hierdie God eers sy ereplek gee in ons lewe. Kom ek en jy besluit vandag, ons gaan die Here Jesus sy ereplek gee. Ons gaan hom dien deur ons lofprysing. Ons gaan tyd vat om aan hom te vertel hoe goed hy is, hoe lieflik en hoe loflik hy is. Ons gaan vir hom vertel dat ons verstaan, sy woord sê, as ons die Here soek, sal ons hom vind. Hy sal ons omstandighede omdraai, omkeer. Hy sal ons hartseer verander in blydskap. Hy sal vir ons 'n nuwe kleed kom aantrek. En as ons foute gemaak het, en ons kleed is weer besoedel, dan bring ons dit ook na hom toe, met blymoedigheid. En ons vra vir hom, om ons weer witter te was as die sneeu, en dit doen hy, want hy wil hê ons moet witter wees as die sneeu.
en hy trek vir ons 'n nuwe kleed aan. Nehemia 8 vers 10 sê, die blydskap van die Here, dit is jou krag, dit is jou sterkte. Kom ek en jy verbly ons in die Here Jesus, te midde van ons omstandighede, en dan met hierdie hartvol blydskap, gaan ons na die troon van die Here, en kan ons situasie bring voor die troon, en kan ons dit neerlê en sê, Here, hier het ek vandag 'n groot probleem, wat ek weet verseker net U vir my kan oplos. En Vader God sê, ek sal vir jou doen, meer as wat jy van my vra. Ek sal vir jou kom doen wat jy nie vir jouself kan doen nie. Ek is die Here, ek is jou God, ek sal jou gebed beantwoord. Dit bring soveel troos na my hart toe. Dit vat die vrees weg vir môre en vir my omstandighede, wanneer ek my in die Here kan verbly. Paulus sê in Filippense 4 vers 4, verbly jou in die Here, en dan kom hy en hy sê, ek herhaal dit, en as daar iets geherhaal word in die woord van God, dan beteken dit, dis 'n ernstige saak. Verbly jou in die Here, en hy sê, ek herhaal dit, verbly jou in die Here, en terwyl jy jou in God verbly, in jou omstandighede, hoor die Vader jou hart, en sal hy vir jou uitkoms gee. Kom ons luister 'n bietjie verder wat hy die wonderlike woord sê. Die woord sê, for praises makes you lovely before him, and it brings him great delight. Ekskuus tog, is dit nie wonderlik nie? Hy sê ook hierso, he gathers the outcasts. Hy bring hulle huis toe, die outcasts. Kom ons vat eers 'n slukkie van ons tee of ons koffie. Ekskuus tog. En dan kom hy met 'n wonderlike woord. Hy sê, he heals the wounds of every shattered heart. En baie van ons het 'n gebroke hart deur ons omstandighede. Miskien het jy 'n geliefde verloor. Miskien het jou kind jou teleurgestel. Miskien is jy geskei. Miskien het jou man of jou vrou jou so teleurgestel dat jy nie meer kan sien om gelukkig te wees saam met die persoon wat aan jou sy was dalk vir baie jare nie. En so ook vir ons kinders. Maar die Here, hy verbly hom in jou wanneer jy met jou laste na hom toe kan kom en jou laste op hom kan werp. Die Here wil dit vir jou dra. Ek hoop jy sal troos vind in hierdie woord wat ek vir jou vandag bring, want ek voel die Here sê daar is niks wat hy nie vir jou kan doen nie. Hoor hierso, hy sê there's absolutely nothing that his power cannot accomplish, and he has infinite understanding of everything. God verstaan tot in die fynste detail waardeur jy vandag moet gaan. Maar weet jy, as jy dit na hom toe kan bring, gaan hy vir jou deurkom. Dit gee vir my soveel troos. Dit bring vir my soveel blydskap in my hart terug. Daar was 'n tyd wat ek nie blydskap meer gehad het in my hart nie, want ek het gedink die Here antwoord nie my gebed nie. En waarom antwoord die Here nie? Ek was siek. Ek het nie gesond gevoel nie. Ek moes na die hospitaal toe gaan. Hulle moes aan my hart werk. Maar my hart was ook, soos hierdie woord sê, 'n shattered heart, 'n stikkende hart. En iemand moes dit genees. En God het die regte persoon gestuur om daardie hart te genees. Nou so is God die Vader, die regte ene wat vandag kom om jou hart te genees van jou hartseer, van die situasies waardeur jy moet werk en jy self nie weet hoe jy moet uitkom uit jou omstandighede nie. Maar vandag antwoord die Vader. Hy wil vir jou sê en vir my, luister, sing vir my 'n nuwe lied. Kom verhef jou stem en bring lof aan my naam en ek sal vir jou deurkom in die midde van jou storm. Ons het almal storms waardeur ons gaan. Ek wil graag verder lees. The Lord shows favor to those who fear him. Weet jy, dit is vir my baie belangrik, that God will show favor to you and to everyone that loves him. The Lord shows favor to those who fear him.
Maar hierdie fear is nie die vrees wat ons het vir mense nie, of vir die duiwel nie. Dis 'n goddelike vrees. Dis 'n vrees van respek. Dis 'n vrees van liefde. Dit is 'n diepe erkenning dat hy die 3-maal heilige God is. Dit is daardie tipe vrees. As ek met daardie tipe vrees na sy troon toe kom, dan kan ek my probleme voor sy voete neerlê en surely hy gaan vir my antwoord gee op my gebede. Hoor wat sê die woord verder. Hy sê, to his godly lovers who wait for his tender embrace. Sy goddelike geliefdes wat wag dat hy sy arms in teerheid om hulle sal slaan en hulle sal vashou en sal troos. Jesus wag vir jou en vir my dat ek en jy na hom toe sal kom en dat ons probleem by sy voete kom neerlê. Dat ons sal uitroep en sê, ag Here, ek het nie die oplossing nie, ek ken nie die pad vorentoe nie, alles lyk vir my net donker. Hoe moet ek uit hierdie situasie kom? En die Here kom en hy sê, ag, sing 'n loflied vir my. En terwyl jy sing, is ek besig om te werk. Is ek besig om jou omstandighede reg te maak? Is ek besig om jou te genees van jou siekte, van jou pyn te verlos? Miskien lê jy by die huis in jou bed en jy dalk pyn in jou liggaam. Dan wil ek vir jou vandag sê, ek was ook daar. Ek weet waarvan ek praat. En ek het vandag empatie met jou. En ek wil vir jou kom troos deur te sê, just the mention of his name is enough for him, because there is power in the name of Jesus. So kom ek en jy noem sy naam, kom ons sing 'n loflied tot sy eer. Selfs al kom daardie woorde met horte en stote uit jou binneste wese, al fluister jy dit net omdat jy die krag nie het om dit te kan uitroep nie, hy verstaan en hy antwoord en hy sal vir jou die uitkoms gee. En dit verbly my in my eie hart vandag, want daarom wil ek vir jou hierdie blydskap aanbied in die midde van jou omstandighede. Fluister vir die Here, ag Here, verbly my hart asseblief. Kom verander my omstandighede sodat ek my weer in U kan verbly. Sodat ek kan weet die blydskap van die Here is my krag en dit is my sterkte. Ek ken baie mense persoonlik wat deur moeilike omstandighede gaan. Ek ken mense wat vandag in huwelike sit waar hulle eintlik nie moet in wees nie. Maar hulle kan nie uitkom daar nie. Hulle sit daar vasgevang. Hoekom? Miskien het jy vergeet om na Jesus toe te gaan en vir jou huwelik in te tree. Dalk het jy gedink wel, as jy dit doen of dat doen, of as jy so sê of dat sê, dan sal dit sake verander. Maar dit is nie so nie. As jy God se kind is en jy roep hom aan, is hy die een wat vir jou die oplossing sal gee in jou omstandighede. Miskien was jy in 'n motorongeluk. Dalk was jy in 'n motorongeluk, daar kom iets in my gedagte op, en dat klink vir my 'n naam, amper wil ek sê die naam Paul, wat in 'n motorongeluk was. En ek wil vir hierdie Paul vandag sê, Paul, weet jy wat? Jesus het jou so lief, dat in die midde van jou gebreekte bene, in die midde van jou omstandighede, in die midde van jou gebreekte arm, God is daar, en hy het in die hemel al daardie gebeentes, al daardie arms, al daardie bene wat gebreek is, dit kan hy in hierdie dag vir jou vervang. Hy kan dit vandag regmaak. Daar waar jy sê, o Here, ek het vreeslik pyn in my liggaam, daar kan jy gerus wees, as jy sy naam aanroep, sal hy vir jou die uitkoms gee, ook daarin. Ek voel daar is iemand wat op 'n huwelik staan, op die vooraand van 'n troue, en ek voel ek moet vir jou sê, voordat jy hierdie troue aanpak, al is dit hierdie komende Saterdag, voordat jy daardie troue aanpak, moet jy en die persoon met wie jy wil trou, eers by die voete van Jesus gaan sit. Voordat jy 'n ring aan jou vinger sit, moet jy eers 'n covenant hê, want 'n ring verteenwoordig 'n verbond. En voordat jy 'n ring aan mekaar se vingers sit en 'n verbond met mekaar sluit, wat in die vlees is, moet jy eers die verbond nagaan wat jy met God het.
is jou verbond reg met God. Jy het jou hart vir hom gegee, jy en jou geliefde het julle harte vir Jesus gegee. As julle dit nog nie gedoen het, dan wil ek nou vir jou sê, staan net daar waar jy is en roep aan en sê, Here Jesus, vandag wil ons erken dat ons sondaars is. Ons wil erken dat ons U te nagekom het, dat ons nie die erkenning gegee het aan U, o lewende God, wat ons moes gee nie, maar vandag dank ons U, dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, daar in Golgotha. Daar het hy die prys betaal, daar het hy uitgeroep en gesê, it is finished, dit is gedaan. En toe het hy dit vir jou gedoen, en vir my gedoen. Roep hom nou so aan, en sê, Here, in hierdie dag is ek U seun en U dogter. In hierdie dag kom ons en ons gee ons lewens in totaliteit aan U. En as 'n man en 'n toekomstige vrou, 'n toekomstige huwelik, 'n toekomstige verbond, wil ons vandag vir U sê, ons sal U dien. Met U krag en met U hulp sal ons deur ons huwelik gaan, elke dag van ons lewe. Waak oor ons en waak oor ons lippe, dat ons mekaar nooit sal kwets nie, maar altyd woorde van liefde en barmhartigheid vir mekaar sal hê. Mag die Here julle dan daarin ook seën. Kom ons gaan verder en ons kyk wat sê die Here hierso. Die laaste ding wat hy gesê het was to his godly lovers who wait for his tender embrace. Is jy wagtend vir sy tender embrace? Die Here wil jou omstraal met sy liefde. Nou sê die Here, for God has strengthened the authority of your gates. Hoor mooi, God het jou die krag gegee en autoriteit. Watter gees laat jy by jou deure in? Wat laat jy by jou deure in? Wat is dit, waarvoor maak jy jou deur oop? Is dit vir die lewende God en vir sy familie, die familie in Christus? Of maak jy deure oop waar daar drankmisbruik is, waar daar substance abuse is, dinge wat nie van God is nie? Maak jy daardie deure oop? Gaan jy uit en misbruik jou liggaam? En God is nie daarin nie? Watter deure het jy oopgemaak? As jy vandag besef, o Here, ek het deure oopgemaak in my lewe, wat nou nog oop staan, waar die vyand gedurig deurkom om my aan te val, dan sluit jy daardie deure vandag, want God sê, ek het jou die autoriteit gegee, om daardie deure te kan sluit. So vat die gesag en die autoriteit van Jesus Christus, en maak alle deure toe, sodat die vyand nie in jou huis kan kom woon nie, sodat die vyand nie die storm in jou huis kan kom agterlaat nie. Daar is nie plek vir Satan en vir Jesus in jou huis nie, net dis een of die ander. So he even blesses you with more children, vir die van julle wat nog nie kinders het nie, en wat miskien enetjie het en graag nog wil hê, kom hier ook 'n wonderlike woord. Hy sê, because he will even bless you with more children. Vat hierdie woord, ek weet van baie mense wat huil, want hulle wil so graag 'n ou kindjie hê, of hulle het net enetjie en hulle wil so graag nog enetjie hê. Kom ons vat Vader se hand vas, en ons sê, ag Here, U woord sê, you will bless me with more children. So God bless me with more children, that I can raise them up in your ways, in God se weë, in Jesus naam. Hy sê dan ook daar, he's the one who brings peace to your borders, feeding you the most excellent of fare. God stuur vir jou sy beste, sy allerbeste. Ek wil hê, jy moet jou hande by mekaar sit in hierdie dag. Sit hulle net by mekaar en sê, Here, ek kom vandag, en ek kom lê myself weer by U voete neer, en ek bring die erkenning wat U toekom. Ek kom sing 'n loflied vir U, Koning Jesus. Alle lof en eer kom U toe, en U alleen. Want ek het vandag besef, ek kan my eie storm nie stil maak nie,
Maar as Jesus in my omstandighede is, dan kan ek met sy autoriteit en met sy gesag, kan ek vandag vir die storm sê, storm, wees stil. Storm, wees stil. En God sal vir jou daardie oplossing gee. Ons boodskap is 'n boodskap wat ons wil bring vandag, omdat ons jou lief het. En ek wil jou uitnooi, spandeer jou tyd vandag nog. Moenie wag tot môre nie. Vat hierdie programmetjie, deel dit met jou vriende. Nooi 'n vriend of 'n vriendin uit. Nooi 'n seun of 'n dogter uit en sê kom kyk saam met my na hierdie program en kyk of jy nie iets daaruit kan kry nie. Dalk weet jy van iemand wat deur baie moeilike omstandighede gaan, wat onder groot druk verkeer, in watter area van hulle lewe ook al. Dan kan jy vir hulle sê, kom saam met my kyk, kom ons luister saam, en daarna kan jy 'n gebed vir hulle doen. Dis in jou vermoë om vir iemand anderste 'n gebed te kan doen. Onthou nou, Jesus lê dat daar totale restaurasie in ons lewens moet kom. En een van die groot dinge wat ek elke dag na verlang is, dat my blydskap in Christus volkome kan wees. Weet jy, ek was 'n stadium van my lewe, altyd 'n blymoedige persoon, vol blydskap, het oor alles gelag. En dan kom die omstandighede van die wêreld, die wêreld kom in. En die wêreld begin dinge vir jou swaar maak. Die wêreld kom vir jou dinge belas. Hy lê laste op jou, wat jy nie eers gedink het, daar is nie. Waarom? Omdat jy deure oopgemaak het, sodat die vyand kan inkom en swaarmoedigheid op jou lewe kan kom lê. En dan is dit baie moeilik om weer uit daardie plek te kom, totdat jy tot die besef kom, die woord van God is vir my vandag die oplossing. Die Here sal my antwoord. So ek bied dit vir jou aan, terwyl jy daar so lekker met jou koffie sit, en as jy nog nie koffie het nie, dan moet jy gou eenetjie gaan haal. En dan sit jy lekker sit en luister, sit terug en luister. Praat met iemand anders oor sy probleme. Los jou probleme vir 'n paar uur alleen. En sê, kom ons praat oor, wat is jou laste? Kan ek dalk vir jou bid? Kan ek dalk vir jou help om uit jou omstandighede te kom? Weet jy, baie van ons weet nie, dit is die regte pad om te gaan, want die pad is saai en maai. As ek 'n gebed na God toe saai, en ek vra dan iets van hom, dan weet ek sal die antwoord maai. Ek sal die antwoord kry, God sal my antwoord. Maak nie saak wat my omstandighede is, en hoe moeilik dit vir my is nie, hy sal antwoord. Definitief, dit kan ek jou verseker, want sy woord sê so, hy sal antwoord gee. Daarom wil ek sê, luister net hier, ek wil hiermee afsluit. There's absolutely nothing that his power cannot accomplish. Hoor julle dit? Daar's absoluut niks wat sy krag nie kan vervul en kan kom doen vir jou nie. Jy moet weet vandag dat jy geliefd is in Christus. Dit maak nie saak wat ander mense van jou sê of dink nie. Dit vir my die belangrikste is, wat sê Jesus van my? Wat sê die woord van my? Is ek in die woord? Is ek besig om te doen wat God vir my in sy woord gesê het om te doen? Of is ek besig met die wêreld? En ons moet vandag keuses maak. Ek praat met myself. Ek moet keuses maak elke dag. Wil ek deel wees van die wêreld daar buite, van alles wat mooi en blink is, of wil ek dit wat werklik skitter, Jesus Christus, die Seun van God, wil ek hom liewer in my lewe hê, wil ek hom adverteer daar buite, wil ek liewer sê iemand met my stop in die straat of my vra, hoorie, ek sien jy lyk so mooi, wat is dit wat jy het, wat ek nie het nie? Sodat jy kan sê, daardie oplossing se naam is Jesus Christus, die Seun van God. Vader, ek bid vir hulle wat vandag kyk na hierdie program, ek vra dat U hulle ryklik sal seën. Ek vra Here dat U gebede sal beantwoord. En die wat nie verstaan in die woord nie, Here, ek vra dat U asseblief U woord mildelik sal oopbreek. Voed ons, Jesus, die brood van die lewe.
Nou ek is bly om jou te kan groet en vir jou te kan sê, ek groet jou maar met die gedagte, ek gaan jou binnekort weer sien. So tot volgende keer dan, baie baie liefde en kry nog 'n koffietjie en drink jou koffie met die koning.